Hartlik goeiemôre, mag die Here u baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou lieve vriende, vanoggend is die cheetahjie hiersom met daai witterige pels op die rug dan ook. En die vraag is, word hy daarmee gebore? Die antwoord is nee. Hy word nie daarmee gebore nie. Die cheetah word met 'n swart pels gebore en na die 14de dag dan ontstaan hierdie wit-grys pels bo op die rug dan ook. Hierdie pels dien as beskerming teen roofdiere aangesien dit die voorkoms van 'n ratel gee en die cheetah ook die grootte van 'n ratel het, maak dit dat roofdiere 'n bietjie afgeskrik word. Die hare is tot 8 cm lank wat help met die water en die koue so bietjie dan ook. En dan liewe vriende, op die 3de maand dan begin hierdie pels van agter af te verdwyn tot by die nek en dan op die 15de maand lyk die cheetahjie soos die volwasse ma dan ook. So dit is besonderlik om te sien hoe die Here sorg en in die diereryk alles vir ons gee. Nou liewe vriende, in Kolossense word daar in die Bybel vir ons 'n paar opdragte gegee. En die vraag is hierdie opdragte vreemd wat aan ons gegee word? Wel, eerstens, dit is nie onmoontlike opdragte soos om dat ons moet vlieg en dat ons die onmoontlike dinge moet doen nie. Tweedens is dit ook nie opdragte wat maak dat ons wonder wat ons moet doen nie. Ons weet wat ons moet doen. En derdens is dit ook nie opdragte wat te hoog is om by te kom nie en dat dit net vir sekere mense daar is nie. Enige iemand kan dit doen. Daarom kom gee die Here hierdie opdragte in sy woord ook vir ons. Nou lieve vriende, die eerste opdrag in Kolossense is sekerlik 'n opdrag wat ons alkeen behoort uit te voer en dit is oor daar ons lewe verander het. Ons lees daar in Kolossense 3 vers 1: As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is en nie wat op die aarde is nie. Ons lewe moet oor die Here gaan. As die Here u siel gered het, kan dit nie anders as dat ons hierdie opdrag sal kan uitvoer nie. Ons wil oor die dinge van die Here dink. Ons stel daarin belang. Ons wil groei. Ons wil aan die Here gelykvormig word. En dit is 'n opdrag. Ons moet dit doen. Soek die dinge daarbo. Moenie laat die duiwel u vang om aardse dinge te soek nie. Die tweede opdrag wat aan ons gegee word is 'n opdrag wat nog vreemder mag klink op die oor dan ook en dit is maak dood. Nou ja, hoe moet ons doodmaak? Wat moet ons doodmaak? Kolossense 3 vers 5 sê: Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom. Ons moet dit weet, die toorn van God kom oor mense wat met hierdie dinge besig is. Daarom sê hy, maak dood, stop dit geheel en al, bely, laat staan, breek daarmee. Waarom? Want jy's 'n kind van die Here. Daarom moet ons dit so doen dan ook. Daarom mag ons doodmaak dit wat ons moet doodmaak ook. Die volgende opdrag wat uitgevoer moet word daar in Kolossense is weer iets wat ons moet doen en dit is, ons moet ook dit alles aflê. Kolossense 3 vers 8 sê, maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het. Mense nou dink na die eerste doodmaak het dit gestop, maar nee, daar's nog dinge in 'n kind van die Here se lewe wat moet verwyder word. Dit moet afgelê word. En dit kan die Here doen as hy ons hart reinig en ons word vervul met die Heilige Gees, dat al hierdie dinge uit ons verwyder kan word, dat ons 'n heilige lewe kan lewe tot eer van die naam van die Here. Maar liewe vriende, daar's daarom ook goeie nuus in Kolossense. Dis nie net doodmaak en aflê nie, daar is nog 'n verdere opdrag en dit handel oor die nuwe. Kolossense 3 vers 10 sê, en laat julle heel met die nuwe mens beklee, het wat vernuwe word tot die kennis na die beeld van sy Skepper. En dis hierin dat ons nuut gemaak moet word in die Here, om soos die Here Jesus te word. Dit is wat ons deel moet wees. Ons moet die Here vra om ons daarin te help. Liewe vriende, dis ons verantwoordelikheid om daarna te jaag om soos die Here te word, om aan sy beeld gelykvormig te word dan ook. Maar dit eindig nie hier nie, liewe vriende. In Kolossense word daar nog meer met die kind van die Here gepraat, soos daar meer kwaad is wat ons moet aflê, sodat daar nog meer goeie wat ons moet opneem ook in ons mee beklee. Kolossense 3 vers 12 sê, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, ja in kort gesê, met die vrug van die Gees. Ons moet vol wees van die Heilige Gees. Ons moet vervul wees met die Heilige Gees. U moet die Here hiervoor kom vertrou en die Here hiervoor soek dan ook om met die Here so deur te mag gaan.
Maar liewe vriende, daar is nog 'n uitnemender weg wat ons moet volg, nog iets wat ons moet doen. In Kolossense 3 vers 13 sê verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Nou liewe vriende, dit mag dalk nodig wees dat u moet hardloop vanoggend na iemand toe en haastig maak en sekerlik vir hulle sê ek het verkeerd gedoen, vergewe my. As hulle te ver is, liewe vriende, tel die selfoon op, bel hulle, sê ek is jammer, ek het verkeerd gedoen. Vir u vir wat jy die oproep kry, vir u vir wie die gifnis gevra word, wil u nie vir hulle met oop arms ontvang en hulle vergewe soos wat die Here Jesus Christus u ook vergewe het. En so mag ons die Here uitleef teenoor die hele wêreld rondom ons. Liewe vriende, kom ons bid. Ons dierbare Here, baie dankie dat u ons so help om tot eer van die wonderlike naam te leef en dankie dat u ons in staat stel. Amen.